Die Johannesburgse aandelebeurs, oftewel die JSE, het onlangs 'n paar nuwe kontrakte aangekondig wat dit vir markdeelnemers moontlik maak om hul prysrisiko's te bestuur. Ons gesels vanoggend met die bestuurder van kommoditeitsafgeleides by die JSE, Rafael Karuhai, hieroor. Goeiemôre en hartlik welkom by ons. Dankie. Nou goed, verduidelik eers vir ons kykers presies wat is die JSE en ook hoe werk kontrakverhandeling? Ja, natuurlijk. Die JSE is 'n aandelebeurs. Met andere woorden, ons skep maar eintlik 'n geleentheid vir kopers en verkopers om dan by mekaar te kom en hierdie produkte wat ons aanbied te verhandel. Nou hoofdzakelijk is die JSE 'n aandelebeurs, maar dan is daar ook ander markte soos die commoditeitsmark. Wie se hoofdoel dit is om eintlik prysrisiko te bestuur. En dis daar waar ons nou kontrakte soos jou termynkontrakte en ander afgeleide instrumente gebruik om dan jou risiko te kan bestuur. As 'n mens 'n voorbeeld kan vat, soos die commoditeitsmark het nou ons verhandel graan, ons verhandel soos vleisprodukte en lewende hawe en so aan. En so as 'n graanproducent bijvoorbeeld vandaag sien die prijs is goed, maar hij is bietjie onzeker oor die toekomst en misschien dat die prijzen gaan daal, zal hij dan die instrumenten kan gebruiken om nou prijs vast te maken en dan vir aflewering in die toekoms. Ek verstaan. Nou, maar julle het ook verlede jaar 'n beeskarkaskontrak bekendgestel. Waar staan die kontrak nou en hoeveel beeskarkaskontrakte is tot dusver verhandel? Ja, ons is baie opgewonde. So 'n jaar terug het ons met die beeskarkas begin en dit genoteer op die beurs. Sover het ons so 115 of so kontrakte verhandel ter waarde van so 17 miljoen rand. Dis natuurlik nie die volume wat ons teen hierdie tyd wou gehad het nie. Ons het gedink dit sal bietjie meer moes gewees het. Dit vat tyd. As mense ook nou kyk soos hoe die graanbedryf begin het 20 jaar terug, het dit nie onmiddellik die volume gesien wat dit nou vandag het nie. So ons is langmoedig dat dit nog gaan opkom. Ja, maar dit verhandel en ons wil maar net daaraan werk dat dit meer volume kan deurkry. So dink jy daar's 'n leemte wat kennis oor die produkte en verhandeling in die bedryf betref? Beslis. Dis miskien ook die rede hoekom die beeskontrak ook nie so goed doen nie, want die boer is maar, hy ken maar net sy besigheid, dis om te boer. En hierdie finansiële instrumente is nie iets wat hy elke dag verstaan nie. En so ons moet maar die gapping vul en so opleidingssessies doen. Ons het eintlik ook nou in samenwerking met die vereniging soos jou rooi vleisabattoirs vereniging, jou rooi vleisprodusente organisasie wat ons nou by hulle se boere daai uitkom en dan ook opleidingssessies doen, net dat die boer en enige deelnemer kan verstaan wat behels hierdie instrumente en hoe kan dit vir hulle eintlik voordeel trek. Ja. En gesels 'n bietjie met ons oor die lamkarkaskontrak wat onlangs beskikbaar gestel is. Werk dit nes die beeskontrak? Presies. Die lamkarkas, beide die lamp en die vleiskarkas werk ons in samenwerking met die abattoirs assosiasie. En met andere woorden, hierdie produkte word eintlik met kontant vereffen. Wat dit beteken is, jy verhandel die instrument oor die tydperk, oor die leeftydperk oor die termyn van die kontrak. En as dit tot verstreke raak, dan kry jy nie eintlik die fisiese kommoditeit nie. Jy kry nie 'n karkas, 'n beeskarkas, jy kry eintlik die geldwaarde van die karkas. En om dit te doen, gebruik ons nou prysinformasie van die Rooi Vleis Abattoirs Association om hierdie produkte te kan aanbied. So die lam is presies dieselfde. Dis die kleinste eenheid wat ons verhandel is 1000 kilogram, dit is so 'n ton. En ons het ook 'n spesifieke kwaliteit wat ons verhandel. Met ander woorde, is net die A2 en die A3 graad wat ons verhandel. En dan die ander grade, as jy dit het, dan kan jy dan aflei van die ene wat nou verhandel. Sjoe, dis 'n baie interessante gesprek. So gesels Rafael Karuhai van die JSE. Maar bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder. Ons kyk eers na die belangrikste landbougebeure wat die volgende paar maande plaasvind.
Ons gesels nou verder met Rafael Karuai oor nuwe kontrakte op die JSE. Julle beplan ook nou 'n wolkontrak. Hoe werk dit? Ja, was eintlik gister gewees wat ons die wolkontrak noteer het op die beurs. Was baie opgewonde om die wolmark deelnemers daar te sien. 'n Paar van hulle was vir die eerste keer wat hulle by die JSE uitgekom het. En ons het ook merino skape daar gehad. Met ander woorde, net soos ons met die Abattoirs Assosiasie saamwerk om hierdie produk aan die mark te bring, het ons ook nou hierdie keer met die Kaap Wol SA saamgesmeld of saamgewerk om die wolkarkas vorendag te bring. Weer eens, die kontrak is 1000 kilogram. Hulle praat nou hierso van 1000 kilogram op 'n skoon basis of 1500 dan op as dit nou die raw greasy materiaal is, soos hulle dit noem. Die Kaap Wol het eintlik 'n goeie idee gehad, want omdat daar klompie verskeidenheid wol is dit baie moeilik om net te sê watter graad is hierdie. So wat hulle gedoen het, hulle het 'n indeks ontwerp met sekere karakteristics en komponente van al die variëteit van al die wolmateriaal wat hulle het, en dat net onder een basket gesit, en dit is nou die indeks wat ons gebruik. So as die produkte, as die termyn tot streke kom, verstreke raak, dan gebruik ons nou die merino wool indicators, noem hulle dit, om dan die prys te bepaal teen die einde van die dag. Ek is so spyt ek kon nie gister al wees nie, al is dit nou net om die skape te kon sien. Ja. Maar is dit waar dat julle voerkalfkontrak ook in die pipeline is? Gesels net 'n bietjie met ons daaroor ook. Die voerkraal voerkalf kontrak is ook kom ook al lang tyd. Is net ongelukkig het ons nie die ideale partners gekry, net soos ons nou die ander partners gekry het in die geval van die wol of die rooi vleis of die beef. Het ons nog nie feedlots gekry wat nou saam met ons gewerk het nie, maar ons is nou besig om die probleem op te los, en hoofsaaklik so miskien vroeg volgende maand of so is ons bereid om nou die voerkraal kalf aan te bied. Onthou, soos by die voerkraal, 'n mens kry die klein kalwertjies in, en dan fitten jy dit, en dan teen die einde van die dag het jy nou die volwasse wat nou slagpaale toe gaan. So met ander woorde, dis baie goed dat 'n mens al twee kante het, en dan vir jouself kan verskans met die insetkoste en dan die uitsette wat uitkom as 'n volwasse slagos of so wat daar uitkom. So die mark het daaraan gevra, en ons is bereid om dit aan te bied, net dat ons 'n bietjie langer gevat het om die kalf vorendag te bring. En dalk net, wat kan ons in die toekoms van die JSE verwag in terme van kontrakte? Weereens, kyk, meeste van die tye werk ons saam met die publiek. Met ander woorde, ons sit nie in ons kantore en dink wat bring ons vorendag die volgende dag nie. So meeste van die gevalle is dit die publiek wat na ons toe kom met idees, wat sê ons is in hierdie bedryf en ons voel so iets kan werk, en dan doen ons eers navorsing oor dit voordat die produk uiteindelik bepaal word of dit die moeite werd is om dit te verhandel of nie. Daar is bijvoorbeeld soos afleverbare diesel, wat nou ook nog beskikbaar is. Ons het 'n tydjie daaraan gewerk. Met ander woorde, soos jou vervoer industrie, jou logistiek, jou landbou, die industrie gebruik baie diesel. En so wil ons nou eintlik ook 'n produk vir hulle te kan aanbied, waar hulle fisies die produk kan by die depots gaan en dan te kan ontvang as die kontrak verstreke raak. En ons sien daaruit, natuurlik is daar ook mense wat na ons toe gekom het met produkte soos jou metale, jou steenkool, jou manganese en so aan. Daai is ook bietjie nou ver, want wat ons nou wil hê is dat ons eers fokus op die nuwe produkte wat ons nou aangebied het, dat hulle traction kan kry, dat ons opleiding gee aan die publiek, dat hulle kan verstaan wat is dit voordat ons Ek gaan nie ongelukkig daar in die rede met val, maar baie dankie dat jy ons kom inlig het. So gesels Rafael Karuai van die JSE.